Ons lees die oordenking vir 24 Maart uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vanoggend is die kultuur van goedheid. Ons teksvers kom uit Jesaja 58 vers 7. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? In sy boek A Church Called Tough skryf Scott McKnight, 'n Amerikaanse teoloog, breedvoerig oor die begrip van goed of goedheid. Tough, gespel T-O-V, is die Hebreëse woord vir hierdie begrip. Volgens McKnight kom woorde of situasies waar goedheid ter sprake is, meer as 700 keer in die Bybel voor. Ons kan dus tereg sê dat die Bybel die boek van goedheid is. En ons wat die woord van God as ons handleiding vir die lewe aanvaar, mag die opdrag om aan ander goed te doen nie ignoreer nie. Want dan ignoreer ons die hart van die evangelie. Ons moet 'n kultuur van goedheid vestig. Maar dit gebeur nie van self nie. Ons raak maklik afgestomp wanneer ons daagliks met armoede en lyding gekonfronteer word. Ons raak oorweldig deur dit wat ons rondom ons waarneem. Dis makliker om terug te trek in ons veilige dop waar ons niks sien of hoor nie. En dit skep 'n valse gerusheid dat alles daar buite reg is. In die Burger se rubriek Godsdiens Aktueel van Woensdag 7 Oktober 2020 skryf Donald Katz, 'n voormalige moderator van die Volkskerk van Afrika, vlak 1 inperking vra vir vlak 5 empatie. Die COVID-19 pandemie dwing ons om na te dink oor 'n kultuur van goedheid. Katz vervolg, goedheid, goed doen en goedhartigheid moet ons gewoonte raak. Ons instinktiewe optrede, ons morele en etiese karakter. Dit is Christus se appel aan ons. Here, help my om goed te doen aan ander. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.